Maak van die eerste 6 seels. Nou, as die Heerser wil daarby is, gaan ek volgende week, wil ek het het vergeet dat ek saamgebring het, maar net vir julle basiese uiteensetting, want soos byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 7, is daar 'n onderbreking, ons noem dit 'n parentese. En soos daar 4 parenteses in Openbaring, waar daar onderbrekings is, waar daar sekere dinge is wat vir ons uitgewys word, waar is amper asof net 'n storielyn, en nou moet daardie storielyn net bietjie onderbreek word, want hier is 'n gedagte, voor ek die gedagte vergeet, dan wil ek net die gedagte herinner, of vasmaak, en dan gaan ons aan. So dit gaan ook dan so wees, dat jy sal sien, in Openbaring is daar parenteses, daar dinge wat vir ons uitgelig word, sodat ons dan ook sekere waarhede nie in die woord van die Here moet mis nie. Maar ons kom nou spesifiek by Openbaring hoofstuk 6, wat gaan oor die 7 seels, waar die 7 seels oopgemaak begin word. Openbaring hoofstuk 6 kry ons die 7 seels, 6 seels. Openbaring hoofstuk 7 parentese hoofstuk 8 kry ons nou weer, waar die 7de seel dan ook gebreek word. So, kom ons lees net saam, en dan sal jy dit ook sien. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens voorsê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. En toe hy die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. En 'n ander perd, 'n vuur rooi, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit is dit gegee, om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Toe hy die 4de seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Toe hy die 5de seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God. En die getuienis wat hulle gehad het, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wraak U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien, toe hy die 6de seel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Die son het swart geword soos 'n harige sak, die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word. Al die berge en eilande is uit hulle plek versit, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, die owerstes oor die 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vroumense, het hulle weggesteek in die spilonke, en in 'n rotse van berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die troon van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan staan?
eintlik 'n tyd van verskrikking. En dink net, dit gaan nog nie die ergste tyd wees. Net om vir u vinnig deur te gaan, en ek gaan maar weer so stukkie vir stukkie, dat ons net verstaan, Openbaring 6 vers 1, toe hy die lam gesien het, wat sien hy? Die lam het hierdie boek nou gevat. En nou gaan die 7 seels gebreek word. Nou staan ons by die groot verdrukking. Wanneer hierdie 7 seels gebreek word, dan breek die groot verdrukking aan. Maar, interessant, hoe kom daar die eerste perd na ons toe? En daar die eerste ene wat geopenbaar word. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. Die gedagte maar net hierso, hy het 'n kroon gehad, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Hier word van dieselfde persoon gepraat as in Openbaring 19 vers 11 wat sê, toe het ek die hemel geopen gesien, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getroue en waaragtige, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. Is dit dieselfde persoon? Nee. So baie mense verwarring en sê dis dieselfde persoon. Die een is die Antichrist. Die ander een is Jesus Christus. Openbaring hoofstuk 19 is waar hy kom om sy voet op die olyfberg te sit en waar hy dan ook daardie slag van Armageddon wat gaan plaasvind. Maar hierdie een is die Antichrist. Die Antichrist word op 4 verskillende wyse aan ons hier geopenbaar. Nou weet ons het al baie keer hierdie boodskap gehoor. Ek gaan my nie baie uitspreek daaroor nie. Maar die Satan is 'n nabootser. Alles wat God doen, wil hy ook op 'n manier doen. Het jy dit gesien? Met Isak en Ismael? En ons kry uit Ismael uit, kry ons dan ook nou die moslems, nee? Hulle het ook 'n Mekka, plek van aanbidding, soos wat die Jode Jerusalem. Hulle maak ook hulle reistogte na Mekka toe, en een ding wat hulle probeer doen is, elke ene moet ten minste 1 keer by Mekka uitkom. Dis 'n plek van aanbidding. Wat sê Salomo? As ons gesondig het, en ons bid in die rigting van Jerusalem, wat in daai moslempie? Gooi sy mat uit, en hy gaan buig daar neer, nee. Hoeveel keer 'n dag? Hoeveel keer bid ons? Hoeveel keer bid ons 'n dag? Ek het vanoggend daarna verwys. Liewe toehoorder, ek wil vra, is ons regtig ernstig in ons godsdienst? En ek vra dit met rede. En as ek iets kan sê vanoggend, was 'n bekommernis in my. Ek kan myself daaroor gaan. Bid en wat ook al. Daardie wit perd, waarvoor staan wit in ons tyd? Is daar 'n wit vlaggie gewaai word? Wat is dit? Vrede. Wat soek die wêreld vandag? Vrede. Want daar's oral is daar vredes konferensies, en daar's vredes goeders wat aangebied word. En ons sien dit nou ook met Donald Trump en hierdie leiers van Iran. Wat probeer hulle bereik? Vredesooreenkomste. Almal soek vrede. En nou wil hulle voorwaarts stel vir hulle vredesooreenkomste. En ons sien dit. Hierdie man gaan dit regkry. Want hy moet dit op 3 terreine moet daar vrede geskep word. Op die godsdienstige terrein, ons het volgende daaroor gepraat, waar alle godsdienst onder een godsdienst verenig gaan word. Daar selfs vandag waar die moslim
en die Christendomme by mekaar kom en hulle wil aanbid. En hoor mooi, Christendom is nie te sê hulle is Christen dat hulle weergebore is nie, nee. Want as iemand saam met hulle wil gaan en hulle probeer allerlei mooi dinge en hulle wil sê, maar dit is vrede. Wanneer ons verenig kan wees, dis valse vrede. Dis nie die vrede wat God beloof het in sy woord. So, daar's valse vrede wat gesluit moet word. En die woord van die Here sê vir ons, dit sal wees vir die eerste 3,5 jaar, wat daar die valse vrede sal wees, waarin hierdie antichrist homself gaan openbaar op politieke gebied, op godsdienstige gebied en militêre gebied. Want dit is die 3 gebiede wat beheer word deur die wêreld vandag. Net soos wat ons weet vroeëre jare, die Rooms-Katolieke Kerk was die ene wat die godsdienst beheer het. En dis presies waar hulle weer wil bring. Dit is hoekom dit baie van die kerkgenootskappe is eintlik maar staatskerk. En dit wat die staat sê hulle moet verkondig, dit sal hulle verkondig. Waarheen is ons op pad? As ons nie teen hierdie dinge gaan skop nie, dan gaan ons presies dieselfde bootjie sit, een van die dae. En ons sit met daardie probleme. As ons maar net gaan kyk, een van die aspek, oorloë wat tans in die wêreld heers. Weet jy hoeveel oorloë is daar, aktiewe oorloë vandag in die wêreld? Wie gaan raai van? 50. 50 oorloë wat nou aan die gang is terwyl ons hier sit. Afrika het Sudan, Somalië, Mali, Nigerië, Mosambiek. Asië sit met Myanmar, Thailand, Kolumbie, grensoorlog, Afghanistan, Pakistan, grensoorlog. Die Midde-Ooste het daar die Jemen, Syrië, Israel, Palestina, Amerika, Israel, Iran. Europa sit met die Rusland, Oekraïne, en so kan ons aangaan. Is oorlog wat vandag aan die gang is. Terwyl ons hier sit, 50 oorlog. Wat is besig om in die wêreld te gebeur? Almal soek vrede. So, hy moet vir 'n tyd kom waarin daar vredesverdrag gesluit sal word. Is interessant. Jy kan maar bietjie net gaan kyk en insit op jou tannie Google. Hierdie woorde, what will happen if World War III starts? Interessant, iets wat hulle sê van wanneer die derde wêreldoorlog gaan begin, is dat daar 1/4 van die mense uitgewissel. Wat het ons net nou gelees? Hy gaan beheer hê oor 1/4 wat doodgemaak sal word. Ek sal nou weer daarby kom. Ek wil vir u iets interessants ook gee. Ek het vir u gesê die 3 terreine: politiek, weermag en godsdienste. Dit bring ons dan by die tweede seël. En toe hy die tweede seël ook gemaak het, hoor ek die tweede lewende wese en sê, kom kyk, 'n ander perde 4 rooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem. Na watter tyd? Hierdie man het vrede gebring, 3,5 jaar, en nou is dit dieselfde persoon. Hy word net op 'n ander manier geopenbaar. En hoe word hy geopenbaar? As die een op 'n 4 rooi perd. Die antichrist. En wat kom doen hy nou? Die vrede word verbreek. Hy begin nou in oorlog in te gaan. Die woord van die Here sê, hy het gekom en dit gegee om vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Die woord van die Here sê dit ook, dat die vrede word weggeneem. Waarvan praat 'n swaard? Praat van oordeel, praat van bloed. Hierdie oorlog om dood te maak, sê die woord van die Here. Matteus 24 vers 6 tot 7. Jesus wat self hier aan die woord is, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander,
en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. So, ons sien hierso, die anti-kris nou as alleen heerser. Hy's 'n militêre diktator. Hy's 'n moordenaar. Wat sê die woord van die Here vir ons? Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Die Bybel sê vir ons immers ook, hy is 'n mensemoordenaar. Hy's 'n geweldenaar. En die woord van die Here sê baie duidelik, daar gaan 'n bloedbad wees. Mense, dit gaan oorlog wees soos wat ons dit nog nooit gesien het. En hier kom die interessante. Die woord van die Here praat van 'n kwart van die mense wat hy sal doodmaak. Ek weet nie hoeveel van u weet van 'n Ruslandse missiel. Wat is sy naam? RS-28 Sarmat in hakkies Satan toe. Hoor mooi. Hulle kan om 18.000 kilometer ver skiet. Teken vandat hulle hom aangevuur het in Rusland om Amerika te tref tussen 15 en 30 minute. Wie gaan hom kan stop? 16.000 myl per uur beteken 25.600 kilometer per uur wat hy kan beweeg. En hy kan 'n hele aantal nuclear warheads vat. Wat is sy naam? Satan II. Liewe toehoorder, dink jy is ver gesog om te sê dat hy 'n kwart van die bevolking, nou as ons moet vat, wat is 'n kwart van die bevolking vandag? Wie weet hoeveel mense is daar vandag? 8.3 biljoen mense. Beteken, hoeveel mense op een slag? 2.1 biljoen amper. Op een slag, wat hy van die aarde kan afwerk. Die missiele wat op hierdie aarde is vandag, waaroor gaan hierdie bekleierery van Amerika? Juist dit te probeer stop. Dink jy hulle gaan dit stop? Openbaring 6 vers 5 en 6. Toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoene gas vir 'n penning. En moenie die olie en die wyn beskadig. Waar trek ons vandag met ons dieselprys? Wat gaan nou gebeur met die kospryse? Dit gaan styg. En as hierdie goedes nie gaan verander nie, wat beteken dit? Hy sit met 'n skaal. En wanneer jy 'n skaal in die hand het, praat jy van iets wat jy gaan weeg. Wat sê die woord van die Here, wat gaan nou afweeg? Rantsoene. Kan ek gou net iets vir u noem, wat ek dink baie min mense ag gee op? Wat is besig om Suid-Afrika te gebeur? Tussen ons regering en die social grants wat hulle toestaan. Wat doen hulle met die mens? Hulle maak hom afhanklik van hulle. Nou, hoe maklik gaan dit wees vir hierdie regering om oor te neem te sê, ek moet die rantsoene nou begin afweeg vir julle. Hulle is besig om dit te doen. Social grants wys vir ons dit. Die woord van die Here is nie ver gesog wanneer hulle oor hierdie goed praat. Voedselskaarste, daar gaan hongersnode wees. Gesentraliseerde wêreldekonomie, manipuleer die geldmag, beheer oor kos,
verslaaf mense, maak hulle afhanklik van jou. Dis wat gebeur vandag. Mense word afhanklik. Hoe afhanklik het ons nie net van hierdie ding geword? Ja, stop byna. Ekskuus, net probeer nie gaan kry. Mense het afhanklik geword. Die regering maak mense afhanklik. En net so in ander dele van die wêreld. Mense word verslaaf deur afhanklikheid. Dit lei mense na hongersnood en dit onderwerp mense aan hierdie sekere magte. Matteus 24 vers 7 sê, want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Hierdie eindtyd gebeure is alles besig om in plek te kom. Die tyd is naby. Die 4de seël. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4 lewende wesens wat sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd en hy wat daarop sit, sy naam is die dood en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee om oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Is dit nie wat Matteus 24 sê? Waar Jesus sê, waardeur gaan dit kom? Hongersnode, pestsiektes, COVID. Kyk hoe maklik het dit ingekom. 'n Gemanipuleerde ding. Hoe maklik kan hulle dit vandag weer manipuleer nie? Ons sien dit in ons diere. Is dit nie? Back in Close, Suid-Afrika lank gelê. En so is daar baie dinge wat gebeur oor die wêreld, waar hierdie tipe van goeders besig is om plaas te vind. En die woord van die Here sê, in daai tyd gaan dit net op 'n groter skaal plaas. Ons het net bewus geword hoe maklik dit nou kan plaasvind. Wat sê die woord van die Here? Hy is op 'n valberg en sy naam is die dood. Wat wil die Satan bereik? Hy wil mense saam met hom hel toe stuur, want hy weet sy tyd is min. So hy gaan alles in sy vermoë doen. Hy het 'n agterryer. Wat is die agterryer? Is die doderyk. Want die woord van die Here sê, mense is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Hebreërs 9 vers 27. Psalm 89 vers 49 sê, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, want sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk. Die dood eis die liggaam van die mens op. Hy is 'n mensemoord. Hierdie valberg. Kwart van die aardbevolking om die lewe te bring. Sy metode, hongersnood, oorlog, peste, siektes, wilde diere. En soos ek vir u gesê, daar gaan 'n massa moord plaas. Die 5de seël. Toe die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God. Ons het tydjie hardloop nou vinnig. Wat gebeur hier? Mense wat in die groot verdrukking tot bekering gaan kom, en wat gaan met hulle gebeur? Hulle gaan vervolg. Hulle gaan met hulle lewe betaal. As hy praat van die getuies, wie is getuies? Is hulle wat gered is, wat getuig dat die Here hulle siel uit genade gered het, wat nie die merk van die dier sal aanvaar nie. Daardie getuienis, dat hulle sal opstaan vir die Here. Soos wat daar vandag mense is wat besig is om gedood te word, terwille van hulle getuienis. Daar in die groot verdrukking sal mense tot bekering kom, maar daardie mense wat tot bekering kom, sal met hulle bloed betaal. Hulle sal met bloed betaal. Goed. Die 6de seël. Ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel op die aarde geval soos 'n vrye boom wat deur 'n groot wind geskud word.
sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plek versit. Ons sien aardbewings en die woord van aardbewings, en die intensiteit van aardbewings vandag het baie toegeneem. Jy kan dit maar gaan kyk, hoeveel aardbewings daar is, ek het nou nie gaan kyk. Maar gaan kyk na die intensiteit, die woord van die Here sê, daar gaan aardbewings so erg wees, dat eilande uit hulle plek verskuif sal. Wat het ons nou gesien die afgelope paar jaar? Tsunamies, wat sê hulle daar het? Eilande ontstaan. En party plekke is daar eilande wat in die see weggesin het. Dink net in die intensiteit waarin die dinge toeneem. Die woord van die Here sê, dis goed wat gaan gebeur. Wanneer Jesus begin om die 7 seels te breek. Aanvang van die groot verdrukking. Dis 'n tyd van verskrik. En dan is dit nog nie eers die ergste. Daar kom nog erger. Ons sal daaroor verder praat. Goed, baie dankie, kom ons sluit die oomblik ons af. Vader, dankie dat U vir ons op hierdie wyse dinge kom openbaar wat ons kan sien hoe hierdie jou wêreld besig is om in plek te kom vir al die dinge wat die woord van die Here vir ons wys. Ag Here, help vir ons dat ons nie dinge sal inlees wat daar nie is. En probeer dinge indruk in die skrif wat daar nie is. En net om 'n teorie daar te stel, maar Here, dat ons die skrif kan vat en sien hoe die wêreld gebeur by die skrif inval. Help vir ons om dit te verstaan. En U kry die eer van ons harte. Amen. Baie dankie.